Gemeente, ons skriflesing vanmôre, soos ek reeds genoem het, ons gaan net 'n paar verse meer lees, vind ons in Johannes 19, vers 17 tot 27. Kom ons word eers stil voor die Here. Ons wonderlike God, ons Vader in die hemel, maar ook ons herder, ons kom buig voor U. Elke woord wat ons al reeds gesing het in hierdie diens is nie naaste by genoeg om U lof te verkondig nie. Maar dankie Here dat U ons lof ook al reeds aangeneem het in hierdie oggend en gee dat ons lof nie sal ophou na die erediens nie, dat ons lewende lofliedere vir U sal wees in hierdie wêreld. Ja, dankie dat U ons herder is wat vir ons lei. Soos wat ons nou ook gesien het, soms het 'n mens leiding nodig om by jou bestemming uit te kom, dat U ons herder is, ons leidsman. Maar Here Jesus, dankie dat U ook ons lam is. Die lam wat geslag is, sodat ons kan lewe. Dankie o Heilige Gees, dat U vir ons kom help het om, soos wat ons net ook gesing het, God is liefde, maar ons moet ook daai liefde teenoor mekaar uitleef. En dat ons ook U woord het, om ons daarmee te lei. Gee dat U woord ook 'n gids sal wees op ons lewenspad vandag. Ons bid dit in die lieflike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Johannes 19, vers 17. Nou wil ek net sommer interessantheid noem. Ek hou daarvan om altyd voor die tyd my goed te doen. En ek het so 3 weke gelede al hierdie diens voorberei. En so 2 weke gelede het Lenay my gebel, heeltemal vroegtydig genoeg. En toe sê sy, dominee, omdat daar verskillende dominees hier preek, het ons gevoel daar moet so 'n bietjie kontinuïteit wees in hierdie dienste. En daarom het ons gevra dat lydenstyd, se 7 lydenssondae, dat ons die 7 lydenswoorde, Jesus het 7 keer aan die kruis gepraat. En ons het gevoel dat ons dit so doen. Toe glimlag ek so binne, want ek het al begin dink ek gaan 'n nuwe boodskap moet voorberei. Dus dit presies die boodskap wat ek reeds voorberei het, want vandag is die 3de lydenssondag en ons staan stil by die 3de keer wat Jesus aan die kruis gepraat het. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel. Vir elke soldatendeel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kon word wat dit sê. Hulle het my klere onder mekaar verdeel. En vir my klere het hulle geloot. Dit is wat die soldate gesê het. By die kruis van Jesus, en dit is ons teksvers, het ook nog sy moeder en sy moeder se susters, sy suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, dis Johannes, wat by haar staan, sê hy vir haar: daar is u seun. Daar sê hy vir die disipel: daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Tot sover dan ons skriflesing, mag die Here sy woord ook ryklik in ons lewens seën. Een van die slegste ervarings wat 'n seun kan hê, of 'n man, is om te weet
sy ma kry swaar. Of om dit self te sien. En jy kan niks daaraan doen nie. Jy is magteloos. Ek het al baie sulke situasies beleef. Ek onthou een keer was daar 'n bejaarde vrou in die ouete huis. Sy was al 6 maande lank in 'n koma. Sy was in die fetale posisie. Sy gelê. Hulle het probeer om met behulp van skaapvelle te keer dat sy bedsere kry, maar sy het later bedsere gekry. En toe staan daai familie van haar, ook daai dag rondom haar in 'n kringetjie soos wat ons nou hier gelees het in die Bybel. En sy kry die een toeval na die ander met verskriklike pyn. En ek sien daai seun, hy kan niks doen nie. Magteloos. Ek onthou toe ek so 10 jaar oud was my ma by die supermark en ek was saam met haar daar. En toe sy haar beursie by die kasregister in haar handsak sit, het sy hom misgedruk. En hy het geval. En toe ons by die kar kom, toe kom sy agter haar beursie is nie daar nie. Toe kry ek haar dadelik jammer, want my ma moes, toe hulle plaas toe gaan, moes sy nou haar werk gelos het, kinders grootmaak, so sy het nie haar eie salaris gehad en my pa het maar vir haar 'n toelaag gegee, so ek weet daai geld is kosbaar. En ek kry haar so jammer. Maar ek weet my sakgeld is nie genoeg om vir haar te help nie. En toe hardloop ek na die supermark toe. Ek daarom onthou my ma het my geleer, moenie net oor die straat hardloop nie. Kyk links, kyk regs, kyk weer links, gaan soek daar. Ek kry niks. Hy magtelose gevoel. Ek het so in 2010, my ouers is so 9 weke uitmekaar oorlede, die Here het hulle lank gespaar. Ek is baie dankbaar daarvoor. Maar terwyl my ma my pa opgepas het, is een keer apteek toe gegaan, toe sy terugkom toe, sien sy maar iets is nie lekker nie. En toe word sy aangeval so by die voordeur. Sy was maar 35 kg op daai stadium. Gelukkig het sy onthou, wat is 'n mens se sterkste liggaamsdeel? Jou elmboog, onthou dit tog. Toe pomp sy daai man. En hy het die hasepad gekies. Dink so 'n bietjie aan 'n soortgelyke situasie in jou lewe waar jy graag jou ma wou help, maar jy kon nie. Terwyl Jesus bebloed en erg verswak aan die kruis gehang het, het hy nie op homself gefokus nie. Hy het sy ma daar gesien staan. Haar blootgestelde situasie het hom diep geraak. Haar oudste seun sou binnekort sterwe. En as weduwee sou sy baie blootgestel gewees het en onversorg. Die dood van 'n kind is een van die ergste dinge wat 'n ma kan oorkom. En sy self moes magteloos toe kyk hoe dat haar eersgeborene op die ergste maniere gemartel word sodat hy uiteindelik sou sterf. Wat Simeon kort na Jesus se geboorte destyds gesê het, Lukas 2 vers 35, het waar geword toe hy gesê het, 'n swaard sal deur jou hart gaan. En sy kon nie 'n vinger verroer nie. Want Jesus het self op 'n stadium van gesê dat sy nie in die pad moet staan van sy middelaarswerk nie. Nou dit is die situasie waar binne Jesus terwyl hy aan die kruis was, die 3de keer gepraat het. Daarom lees ons weer ons teks. Dit wat hy sê, toe Jesus sy moeder sien, die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê vir haar, daar is u seun. Daarna sê vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hy sê vir haar dat die disipel Johannes voortaan vir haar sal sorg. En hy sê vir hierdie geliefde disipel van hom dat hy sy ma voortaan as sy ma eintlik sal moet behandel. Waarskynlik was Maria sy tannie, want hierdie Johannes se ouers was Zebedeus en Salome en sy was ook daar. En hy doen dit ook. Dadelik het hy haar in sy huis geneem. Die eerste kruiswoord handel oor vergifnis. Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tweede kruiswoord, Lukas 23 vers 43, handel oor geloofsekerheid. Waar Jesus vir daai een misdadiger in die kruis wat na hom toe uitgereik het, in die laaste oomblikke van sy lewe sê, vandag, nie môre nie, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
Die derde kruiswoord handel oor versorging. Versorging van diegene naby aan jou, jou familie, maar ook die versorging as groot taak van die kerk. Kom ons kyk eerstens na die versorging van ons geliefdes. Ons ken mos die spreekwoord wat sê, charity begins at home. Vanmôre is dit ook doopsondag, dink ook aan die versorging van 'n mens se kindertjies. Iemand het gesê, rondom die ouers se taak, the moment you created another human, was the moment you chose to spend the rest of your life putting somebody else before yourself. So baie groot voorreg om 'n ouer te kan wees, is nie reg nie, is 'n groot voorreg. Ek is ook bevoorreg, ek het 3 dogters, ek het nou 3 kleinseuns, dit lyk my hulle kom so in 3, wonderlik, sulke spanne. Groot voorreg om 'n ouer te wees. Vat nogal baie, keer baie tyd, dink nou al die sport, om hulle ver weg te neem van sport, dis natuurlik 'n voorreg, maar jy moet jou planne mooi maak. Dit vat nogal aan jou beursie vandag ook. En 'n mens hou ook nooit op om 'n ouer te wees nie. Selfs hier in Maria, haar seun het sy eie taak, groot taak. Maar sy bly nog steeds sy ma. As jy die voorreg het om ouers te kan wees, gee dit ontsettende sin aan jou lewe. En natuurlik, mens kan op baie maniere jou kinders versorg. Ouers gee hulle alles om hulle kinders die beste voordele te gee, geleenthede. Maar die belangrikste is natuurlik jou geestelike versorging. Dit help niks. Jy gee dwars deur jou lewe vir jou kind brood. Maar jy stel nie jou kind bekend aan die brood van die lewe nie. Natuurlik draai die wiel ook op 'n stadium, dan word die ouers broos, dan is dit weer 'n geleentheid vir die kinders om hulle ouers te help. En die ouers moet dit aanvaar. Party voel nie, maar dis vernederend. Dis 'n wonderlike geleentheid die wiel draai. En mense moet daai geleentheid omarm. En die dag as jou ouers dood is en jy besef maar ek het die beste gedoen vir hulle wat ek kon. Help dit vir jou in die rouproses. Dis nie net ouers en kinders nie, ook broers en susters. 'n Wonderlike voorreg as broers en susters om mekaar te versorg. Party huise is ongelukkig die hartseer, boeties en sissies is jaloers op mekaar of hulle beklei die hele tyd mekaar of kraak mekaar af of terg op 'n lelike manier. So lekker as jy op skool is en jy is miskien die kleinste kind en jy weet boetie of sussie is ook op die skoolterrein en hulle is lief vir my. As ek 'n probleem het, kan ek na hulle toe gaan. Iemand het by eendag, ek het in 'n gemeente gepreek, weet nie eens waaroor ek gepreek het nie. Toe vertel hy vir my, ek het nogal gedink is 'n baie nice ou. Toe sê vir my, dominee, jy wou my nie 10 jaar terug geken het nie. Ek was 'n alkoholist en veral op Saterdae was dit die ergste. Dat my kinders my weggekruip. Hy sê die een aand toe, soek hy sy kinders, hy kry hulle nie. En toe hy so in hulle kamer kom, toe sit die 3 laerskoolkinders in 'n kringetjie met die Bybel en hulle bid. Hy sê dit het my lewe verander. Baie mense het al probeer, dit het my lewe verander. En ek het gesien hy is iemand wat 'n nou pad saam met die Here loop. Daar is hartroerende verhale in ons tyd. Ook rondom vigswesies, baie keer met 'n laerskoolkind sy boetie of sussie versorg. God het jou en my nie toevallig ons broers en susters van mekaar gemaak, dat ons toevallig onder dieselfde dak moet leef nie. Jy kan mekaar se lewens oneindig verryk. Ons is 2 broers en 2 susters en ons het die voorreg, ons het nou so 2 weke terug ook by die Drakensberge by mekaar gekom, al bly ons in 4 verskillende provinsies, ons sorg dat ons mekaar gereeld sien. Ek dink ook aan kere wat ek nie my sussie versorg het nie, my jongste sussie was so 9 jaar jonger as ek. Ek onthou ek het cricket gespeel op die plaas, saam met die swart werkers se kinders, ons sommer 'n groot veld gehad, standaard grootte, en daar op Skerbey, net so buite kan die grens, was daar so 'n watertank. En ek het gesien my sussie wat 5 jaar oud is, klim teen daai leer op, want daar was kykies lyk met daar binne. Sy het
en haar oppasser. Toe sê ek vir haar, jy gaan seer kry. En toe het sy daar ingegaan, sy het geval, haar arm gebreek, en omdat Boetie haar gewaarsku het sy nie na my toe gekom nie. Later die aand toe kom ek agter sy stil. Ek het so sleg gevoel. Al het ek haar gewaarsku. En dit het my sensitief gemaak, te besef, die Here gee dagliks vir jou kans, om jou gesinslede te help, nie net kinders nie. Psalm 133, gaan lees dit by die huis. Die Here sê dit maak vir hom bly, as broers in eensgesindheid saam leef. Dis soos olie wat afdrup in die baard van Aaron. Versorging van jou wyeer familie. Ek dink byvoorbeeld, ek het 3 neefs gehad, al 3 is al lankal dood, jonk dood. Ek het dit nie dadelik besef het, toe besef ek later, ek kan vir hulle ouers iets beteken. Hulle verlang na hulle kind. Hulle weet ons was maats. Wie is die persoon in jou familie na wie die Here jou graag wil stuur as gevolg van unieke omstandighede om 'n versorger te gaan wees? So belangrik in ons tyd met die baie risiko's in ons lewe waar mense so blootgestel is dat familielede mekaar kan help. Wees vir mekaar, as ek Auntie Krog se woorde mag gebruik, 'n breekwater teen die lewe. Want 'n mens se familie, al gaan dit miskien sleg in die land, kan jou belewenis van die land drasties verander. Ek het nou die dag gekyk na Beloofde Land, toe daai Nutsman Rian, hy en Michelle Garforth is getroud, hulle bly in Amerika, toe praat hy die dag, 'n groot man, hy bly lekker daar. Op 'n stadium toe sien ek, hy raak hartseer. Hy mis sy familie. As 'n mens emigreer, ons het ook mense in ons familie wat geëmigreer het, my broers het, sy kinders bly in Noorwe. Dit maak 'n verskil. Maar as jy hier is, weet net dat die Here stuur jou ook na jou gesin en jou familie uit. Het gebeur ongelukkig so dat baie keer bly mense in dieselfde dorp, familie, en dan het hulle moeilikheid opgetel. Hulle sien mekaar nie eens raak nie. 1 Timoteus 5 vers 8, as iemand nie vir sy eie mense, veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon. Is hy slegter as 'n ongelowige. Soos deel van jou geloof, deel van jou liefde in die Here, vir die Here, wat jou ook laat sensitief wees vir jou familielede. Vir Jesus was hierdie saak so belangrik, dat hy aan die kruis daaroor gepraat het. Tweedens, versorging van medegelowiges en die gemeenskap. Baie interessant, ou moet maar die Grieks ook gaan lees. Jy sien 'n mens 'n interessante ding, Jesus spreek nie sy ma aan as mamma nie, as moeder nie, maar as mevrou. Dit wys, dit gaan hier oor meer as net 'n praktiese familierede. Is 'n amptelike saak. Hy praat nie net hier as haar oudste seun nie, maar ook as die verlosser van die wêreld. En dit sê onmiddellik vir ons, hierdie opdrag van Jesus is nie net vir Johannes nie, dis ook vir die kerk van alle eeue. Daar's verskeie opdragte in die Bybel wat wys hoe belangrik dit is dat God se volgelinge ook na sy dood, na Jesus se dood en opstanding gekenmerk sal word as versorgers. Daar's 'n refrein in die Bybel. Ek sê altyd, dis Jesus se 3 witbroodjies. Versorg die wees, die weduwee en die vreemdeling. Hoekom? Wat is die grootste gemeene deler van daai 3? Blootgestelde mense. Versorg hulle. Dit het gefloreer in die eerste gemeente, gaan lees maar Handelinge 2, hoe dat hulle vir mekaar omgegee het. En wat was die gevolg? Die Here het daagliks bygevoeg die wat gered is. Die wêreld het begin sien, maar Christene sorg vir mekaar. Christene maak mekaar se lewens mooi. En dit het 'n geweldige aantrekkingskrag gehad, ook in daardie eerste gemeente. Ons is bevoorreg in die NG Kerk met ons infrastruktuur. Deur die geskiedenis heen het die kerk 'n groot verskil gemaak. Hier in die tyd,
Die 30er jare na die groot droogte, die depressie, en ook in die 40er jare na die Tweede Wêreldoorlog, het die NG Kerk die Reddingsdaadbond gestig, en mense opgetel, nie net van die NG Kerk nie, alle mense. Verlede jaar was daar op 'n stadium so 'n bietjie kontroversie gewees. Mense het op Facebook gelees van die NG Kerk, wat R250.000 gegee het vir Hamas. Dit is nie die waarheid nie. Hulle het $250.000 gegee vir die Midde-Ooste se Raad van Kerke, om die mense wat in Palestina Christen is, wat swaar kry, te help. Maar ons weet mos nou, hoe die mense partykeer die waarheid kan draai. En 'n verleentheid is 'n geleentheid. Hoe gebruik die NG Kerk die geleentheid, om bietjie vir ons te sê, hoeveel geld word jaarliks gebruik, deur die NG Kerk om mense te help. Nou, daai getal was so groot, ek het amper die vorige president gekontak om my te help om daai syfer te kan lees. 'n Enorme bedrag vir ons elkeen. Ons het CMR kantore, julle is bevoorreg om 'n CMR kantoor ook hier in Lydenburg te hê. Ons is ook daar in Piet Retief bevoorreg. Natuurlik moet dit nie die aandag aftrek van die diakens se taak, en ons sukkel nogal partykeer om genoeg diakens in sekere gemeentes te kry. Maar nie net die diakens nie, elke gelowige is Jesus se diaken, versorger in elke situasie van die lewe. Ja, omgee en versorging is een van die belangrikste take van 'n gelowige. Op nie amptelike maniere ook. Die Here gee vir ons elke dag daai geleentheid. Ek het net nou sommer so genoem van hy seentjie wat sy broekie geleen het vir die maatjie. Wat 'n wonderlike geleentheid. Aan die ander kant weer geleenthede wat verbygaan, deurdat, sê maar as iemand sien, daar's dinge wat verkeerd loop op die skoolterrein, neem liewer sy selfoon video in plaas van om te help. Dit is my gebed dat elke leerder wat vanoggend hier gestaan het, ook die hoërskoolkinders, almal hier in Lydenburg, elke geleentheid sal raak sien by die skool, om die lewe mooi te maak. Om die kruiswoord van Jesus, waarvan ons vanoggend gehoor het, uit te lewe. Vir baie skoolkinders is die skole uitkoms. Dit gaan sleg by die huis. Hulle kan ten minste by die skool vir 'n paar uur ontsnap. En dan gebeur dit baie keer, raak dit die tweede plek waar hulle lewe moeilik gemaak word. Ons is in so 'n gunstige posisie, as ons net Jesus se woorde aan die kruis ter harte neem vir ons elkeen. Jesus wil hê dat ek en jy 'n verskil sal maak en 'n verskil sal wees in die daaglikse lewe van ander mense. Dis waarom ons in die Bybel ook hoor, hy praat van ons nie dit as meneer en mevrou nie, maar broeders en susters. Ons is mekaar se broeders en susters deur die bloed van Jesus Christus. En dit moet ons uitleef in elke situasie van die lewe. Daarom het hy dan hierdie persoon, Johannes, wat nie bloedfamilie van Maria was nie, gesê, daar is jou moeder. En Jesus is by uitstek in die posisie om daardie opdrag te kan gee, want hy was hier besig om die grootste daad van versorging wat daar ooit was in die geskiedenis te verrig. Ek sluit af. Ons het destyds in kategese, nogal die ouer garde sal onthou, ons moet die katekismes baie mooi lees. Ons moet daai vrae en antwoorde lees. En ek onthou, hulle het gesê, watter 3 goed moet jy weet sodat jy eendag salig kan, sodat jy nou salig kan lewe en eendag salig kan sterwe. Antwoord is, ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek daarvan verlos kan word en hoe dat ek Jesus ewig daarvoor dankbaar kan wees. Maar ek het vir myself 'n 4de een bygevoeg. Ek sal eendag salig kan sterwe as ek weet my gesin en my familie is versorg. En daardie reëlings moet 'n mens in elk geval prakties tref terwyl jy nog lewe, soos wat Jesus hier gedoen het. Laat elkeen van ons ook namens Jesus as sy disippels en sy volgelinge
van medegelowiges wees. Ook van ongelowiges. Solank as wat ons lewe. Een van die belangrikste take van die kerk. Hierdie was vir Jesus so uiters belangrike saak, dat hy kort voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, reëlings daaroor getref het. Amen. Langs die Via Dolorosa in O Jerusalem, keer soldate in die strate, mense weg, voor 'n man wat met 'n purperkleed en pyn, 'n houtkruis dra na Golgotha. Daar is wonde oor sy skouers en die bloed oor sy wand. En 'n doornkroon sny diep in sy vel. En elke keer as hy wil struikel, word hy gespot, gespieg, uitgeskel. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, stap hy die koning en stap hy ons Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy lê. En die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir jou en my. En die Via Dolorosa het die Heer my kruis gedra, gewillig op pad na Golgotha. En daar het hy gelei, gesterf, in my plek die skuld betaal. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n lam stap jou koning en my Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy lê. En die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir my. Elke hou wat hy kry, ons rom gegee, maar die bloed wat hy omvloei, het ons skuld weggevee. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, soos 'n koning stap jou koning en jou Heer. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy lê. En die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir my. Vir jou en my.
Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop, moet ons die volgende weet, en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop, omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. As teken en waarborg daarvan het hy die doop in die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig die volgende dinge. Dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. Die doop red jou nie. Dis nie 'n kaartjie hemel toe nie. As 'n pad van die verbond of 'n geloof wat geloop moet word. Verder, dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons as sy kinders aanneem, en ons deel dat hy in al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Die water en die bloed loop saam. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is, en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus, en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer. Dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Ons kan nie enige kind doop nie. Ten minste een van die ouers moet gelowig wees. Natuurlik is al twee gelowiges wonderlik. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers of selfs net een ouer tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Dit gaan nie oor, ek sê altyd, as ons nou 'n sertifikaat moet gee by die doop, is dit 'n waarborgsertifikaat, soos byvoorbeeld as jy 'n TV gekoop het, of is dit 'n diploma soos as jy goed gedoen het op skool? Party mense maak daarvan 'n diploma, omdat jy so oulik is, omdat jy kan glo. Dit is 'n waarborg. God neem die inisiatief nog voordat daai kindjie kan glo. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond, maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en uitse van die genadeverbond in te lig. Baie belangrik om 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitleef daarvan. Daar's baie ouers wat vir hulle kinders gereeld Bybel lees en hulle kerk toe vat, is baie goeie dinge. Maar die voorbeeld gooi alles omver. En dan ook vir hulle op te roep tot die toeëning van God se beloftes en hulle te begelei om nagmaal te gebruik. Ons vra dat Johan, die Kombrink, na vore sal kom ten einde op die vrae te antwoord. Johan, Yvonne, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die voorregte van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Eerstens, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort
en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweedens bely dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Derdens beloof julle om hierdie kindjie van wie julle vader en moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Johan, jou antwoord? Yvonne? Baie geluk met klein Kara. Wonderlike geskenk van die Here. Dis 'n voorreg om ouers te kan wees, maar dis ook 'n wonderlike voorreg om so voor jou kind te lewe dat hy of sy naderhand vir Jesus sal lief wees en sal volg. Terwyl klein Kara ingebring word, sing ons 'n lied. Ek wonder waar is my papier? Tussen al die bladsye het ek hom daarom nou hier gekry. Lied 293 vers 1 en 2 terwyl die klein ding ingebring word. Nou wil ek sommer vra, die erediens, die skriflesing help 'n mens baie keer met die liturgie. Daar het ons nou gesien van 'n kringetjie mense wat daar kom staan het. En nou wil ek vra of julle familie 'n kleintjie sal maak en kom staan julle hier by die doopvont, die familie so in 'n ry en die persoon wat die klein ding inbring op die punt. Dan gaan ek vir julle net nou vra om die klein ding so aan te gee van die een na die ander. Ek weet dit is so 'n bietjie auditiewe risiko met so klein babietjie, maar om ook daardeur te simboliseer dat julle as familie om mekaar verbind is, om mekaar omgee en nie net vandag nie, maar dwars deur haar lewe ook vir haar daar sal wees en sal sorg. Ons sing dan met die inbring lied 293 vers 1 en 2. Jesus, neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Halleluja, amen. Jesus, hoor ons swak gebede, waar ons ook op aarde gaan. Dag op dag ons weet verseker, dat ons nooit alleen sal staan. Loof die Here, loof hom altyd. Halleluja, amen. Kara is baie bevoorreg om so 'n groot familie te hê, so 'n groot kleintjie wat vandag hier is, wat waarskynlik ook van ander plekke afgekom het. Mag dit 'n simbool wees ook dat julle vir haar baie lief sal wees en vir haar voorbeeld sal stel. Elke oom en tannie 'n voorbeeld vas sal stel. Dink net wat is haar kanse. Nou kan julle vir Kara so 'n bietjie aangee, so een na die ander tot by die doopouers, want dis hulle wat uiteindelik die groot verantwoordelikheid het om haar ten doop te bring. Hasie, baie dankie. Nou kan julle gesinnetjie voor by die doopvont staan. Julle bly net hier. Kara, kom bring. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons wonderlike Vader, dankie dat hierdie nie net waterdruppels is nie,
maar dat U dit vir ons baie duidelik laat verstaan dat U die doopopdrag gegee het voor die hemelvaart. Dit wys na U bloed. Dankie dat U bloed ook vir klein Kara, vir familie, gesin, ja, weier familie ook gevloei het, en vir elkeen van ons. Here, dit is 'n voorreg, en ons bid dat U vir ons sal help, om met erns daaruit te lewe, en om ook 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Dankie dat ons hierdie doopbediening vandag kan doen, in lydenstyd, want die band tussen U dood en die doop is so nou verweef. Seën hierdie gemeente, gee dat elkeen U disipel sal wees, 'n versorger wat in hierdie week ander mense se lewens mooi sal maak. Amen.